Goeiemôre geliefdes, en wat 'n voorreg om op hierdie Sondagoggend saam met u te kan stil word by hierdie 9de geleentheid waar ons ook die opstanding van ons Here Jesus Christus saam vier. En ek is ook dankbaar vanoggend dat u kan deel wees van die moment ook waar ek in die oggende die kers opsteek en saam stil word aan die voete van die Here. En daarom wil ek u ook nou nooi voordat ons aangaan, om saam met my te kan stil word, saam met my gefokus ons gees, ons siel, ons vlees, ons totale wese te draai na God en te kniel aan sy voete in afhanklikheid maar ook in verheerliking, en dat ons onsself aan hom sal wys, soos Psalm 31:6 dit sê. In u hande gee ek my hele lewe, my gees oop. En in hierdie gedagte en woorde nou gefokus stil te word in die teenwoordigheid van God. Want hy is die Here ons God, wat ons met sy kragtige reddende regterhand aan ons regterhand vat. Wat gaan waar ons gaan en ons nooit in die steek laat nie. Psalm 73:23 sê, u was nog altyd by my, want u vat my hand. Dankie dat ons vanoggend in u teenwoordigheid mag wees. Ons kniel voor u. Nie net in afhanklikheid nie, Here, maar in liefde. U is ons Here. U is ons God. En net soos wat u genade elke môre nuut is, so wy ons nou nuut aan u. Vir wie u is, ons Here. En simboliek hiervan, Here, steek ons dan ook hierdie kers aan vanoggend. Getuig ons daarvan dat ons weet, ons is in u teenwoordigheid. En dat u in hierdie dag sal gaan waar ons gaan, en ons nie in die steek sal laat nie. So bid ons ook vanoggend u salwing en u seën oor ons elkeen. En dat ons tot eer van u vandag 'n salwing en 'n seën sal wees waar ons gaan. Dankie dat u ons sal lei. En Here, waar ons dalk wegdwaal, maak ons bewus van u teenwoordigheid. Want getrou aan die voete wil ons lewe, eervol en respekvol teenoor u, in liefde. Amen. Geliefdes, dankie dat u
saam met my kan stil word vanoggend. En dankie dat ek u kan deel maak van 'n klein gedeelte van my stil word in die oggende. Ek het reeds baie vroeg vanoggend begin stil word met Lukas 24. En dis die gedeelte waar Jesus opgestaan het uit die dood uit en waar Maria van Magdala, Maria Magdalena en Johanna en Maria, die ma van Jakobus, op die leë graf afgekom het. En ek gaan dit eers lees, maar die gedeelte wat ek graag by wil stil staan is 'n gedeelte wat in my lewe 'n baie belangrike rol speel. En dit is Efesiërs 2. Ek lees vir ons vanoggend saam uit Lukas 24 en ek gaan vir ons lees ook uit Efesiërs 2. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle toe die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van Jesus daar gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Meteen staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. En toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy's nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." En toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge van die 11 en die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het die verhaal na onsin gelyk. En hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy vooroor buig, sien hy net die doeke. En vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Voordat ek saam lees vir ons uit Efesiërs 2 uit, die woord verwondering, wat ook die gedagte en die tema gedagte is vir vanoggend, vir my uitgestaan. Verwondering en bewondering is 2 begrippe, dink ek, wat saam met mekaar kan stap. Verwondering en bewondering oor wat jy sien. Dit wat jy beleef van iets of van iemand. Ek verwonder my daarin. En ek bewonder dit. Ek dink as 'n mens dink aan die woord verwondering, dan vir baie mense is daar hierdie positiewe klank daar.
hierdie wow moment. Ek staan in verwondering. Vanoggend sit ek hier en ek is in verwondering oor die goedheid van ons Here. Is in verwondering dat hy nie net sy hand uitstrek na ons toe nie, maar ons hand nooit los nie. En kom ons wees nou maar eerlik, geliefdes, ons is nie hierdie engeltjies nie. Ons beweeg maar tussen goed en sleg, tussen die goeie en minder goeie, binne in onsself. Ek staan in verwondering dat ons Here ons nie laat nie. Maar dan herinner ek myself aan sy verbond en sy liefde en genade nog voordat hy hierdie skepping gemaak het. Ek dink aan sy woorde dat hy aan homself getrou is. Met ander woorde, dat hy homself verantwoordelik hou en accountable hou. Hy is self die getuienis van die waarheid van sy woorde. En dit is dat hy sy skepping en dit wat hy maak, sal lief hê. Hy sal sorg aan genade betoon. Liefde. Ongeag. En hoewel God seer kry met tye en weens ons optrede en selfs soms lasterlik is en baie keer teen hom draai, om verraai en verloon, hoewel dit hom diep seer maak, verlaat die liefde wat hy vir ons het, om nooit nie. Hoewel die Here soms praat, dat hy sê dat hy haat dit wat ons aan mekaar doen, en dat dit hom diep pyn veroorsaak. Hy nie uit liefde uitval vir ons nie. Hy altyd hoopvol bly. In hierdie gedeelte waar Petrus kom en hy sê, hy is in verwondering. Liefdes, is dit nie 'n afgeleide dat dit geloof is nie. Hierdie verwondering is, hy weet nie waar hy is nie. Hy weet nie waar Jesus is nie. Hierdie vroue sê vir hulle, Maria van Magdala word as te ware die eerste disipel, hierdie vrou waaruit Jesus 7 duiwels gedryf het. Word die eerste disipel wat getuig van die opstanding van Jesus. Saam met hierdie ander vroue. Die disipels wat male sonder taal gehoor het, die verkondiging van Jesus, en dat hy die 3de dag uit die dood uit sal opstaan, die is in verwondering, nie oor dat hy opgestaan het nie, maar wat het gebeur? Waar is hy? Wat het van hom geword? Die vroue onthou onmiddellik die verkondiging en dat Jesus gesê het, dat hy sy woord gegee het, na 3 dae sal hy opstaan. Die disipels twyfel in die storie wat voor hulle afspeel. Al die vrouens getuig. Petrus spring op en gaan kyk by die graf en verlaat die graf en loop terug huis toe in verwondering. Hy onthou nie eers
die woorde, na 3 dae sal ek opstaan. Hy onthou dit nie eens. Dis eers later, nadat Jesus die eerste keer aan hulle verskyn in die vertrek, wat eintlik verseël en gesluit was, en hulle boeglam skrik, wat hulle besef, hy het opgestaan. Hy lewe. Ek dink in hierdie lewe, geliefdes, is ons so 'n bietjie partykeer staarstrak, dagdromers, in verwondering. Aan die een kant sien ons die lewe van ons Here in ons lewens. Sy sorg, sy omgee, sy uitreik na ons. Ons lees hierdie verhale, ons het Paasfees saam gevier. Partykeer is ons vasgevang soos Petrus in verwondering. Kan dit waar wees? Ons lees die woord van die Here en ons maak tyd met God, maar kan dit waar wees? Ons bely die Here leef, die Here is God, maar partykeer is ons in verwondering. Hoe dikwels spreek ons die woorde in ons lewens, daar is geen hoop meer nie. Dis 'n hopelose situasie. Ons lewe in die wêreld stuur af op 'n ramp. Klink die woorde bekend? Liefdes, as ons Here die Here is, dan sal ons die woorde, daar is geen hoop meer, nie uitspreek nie. Want om te sê daar is geen hoop nie, beteken daar is geen God nie. En vir die gelowige stuur ons lewe nie af op 'n ramp nie, maar op redding. Al gebeur daar in hierdie lewe hoeveel rampe met ons. Al is daar hoeveel geweld, fisies en emosioneel. Dit stuur nie af op 'n ramp nie. Selfs al verloor jy jou lewe in die lewe en sterf. Sal jy aan die ander kant van die dood opstaan en sal jy lewe. Want God het jou hand nie gelos nie. Jy sien, geliefdes, hoe ek verstaan is, die lewe van 'n gelowige is eintlik 'n lewe waar jy op jou knieë lewe in gebed. Jy beweeg rond, maar eintlik is jy in gebed met jou hand vas aan die Here se hand. En hy jou lei. En wanneer jy die dag sterf, dan is dit hy wat jou eintlik maar net ophelp van jou knieë af en saam met hom neem. Ek verduidelik dit dikwels by eredienste waar ons mense moet groet en hulle sterf. Waar ek verduidelik dat ek die lewe sien in die vorm van 'n kers. Party kerse brand maklik en ander sukkel om te brand. Party kerse brand sommer vinnig uit en ander vat tyd. Hulle neem lank. So is dit met die lewe ook. Party mense sterf net na verwekking. Ander sterf in die baarmoeder, ander sterf tydens geboorte, ander net daarna. Party word oud en party sterf sommer vroeg en jonk.
Die lewe is vol intervensies, geliefdes. Daar is baie siektes, baie dinge wat in hierdie wêreld aan die gang is. En op enige moment kan die winde van hierdie lewe ons kers uitblaas. En daarom as 'n mens loop, moet jy altyd mooi jou kers beskerm, sodat die vlammetjie nie uitgaan nie. En so kan dit gebeur dat 'n venster of 'n deur of iets kan oopwaai en die wind kan die kers uitblaas. Siekte, motorongelukke, hartaanvalle, noem maar op. Geweld. En wanneer ons kers uitgaan wat die Here nie doodblaas nie, maar toelaat, is daar iets besonders wat met die kers gebeur. En so ook met my en jou sal gebeur. Ons het al almal gesien wat doen 'n kers wat uitgaan. Ek weet nie of u dit kan sien nie, maar dit maak 'n rookie. Om te sterf, geliefdes, is om te beweeg van die een wêreld na die ander wêreld. Dis soos om gebore te word, om te beweeg van jou baarmoeder af binne in jou ma, 'n veilige spasie, normale geboorte, deur die geboortekanaal, waar jy vir 'n oomblik in donkerte is, en snak na jou asem, soekend is, en dan die volgende moment, hande wat jou opvat binne in die lug, en jy niet asemhaal. En lewe. Dis aan die einde van tyd. Dit kan jy weet, geliefdes. Maar dan is daar die lewe van nou. En as jy in hierdie lewe geestelik dood is, dan moet die Here jou opwek in hierdie lewe, sodat jy geestelik kan lewend word. Dis waarvoor die Here hoop. En dit is dat ons in hierdie lewe uit die doodheid sal opstaan, sodat ons eendag saam met hom ewig kan lewe. Sodat ons kan lewe totdat hy weerkom, nie omdat hy weerkom nie, in werklik as kinders van die Here lewe. Nie oor die eendag nie, maar oor wie hy nou is in my en jou se lewe. Hy kom hier in Efesiërs 2, wat vir my 'n baie belangrike gedeelte is, en hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Want wat voorheen julle lewens gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, in die mense wat aan God gehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het. En wat in ons gedagtes opgekom het,
Vanweë ons sondige natuur, sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. 'n Goeie vriendin van my en wat baie naby aan my hart is, Jonas van der Merwe, is besig om te gesels en te praat oor genade en barmhartigheid. In Engels praat hulle van grace and mercy. Grace is genade, mercy is barmhartigheid, omdat die Here ons innig lief het. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit julle verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself te roem of trots te wees nie. Nee, God het ons immers gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te lei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedes genoem deur die wat hulle self die besnedenis genoem het, as die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamgaan. Sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus. Julle was vroeër ver van God. Julle het vroeër ver van God gelewe. En het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee Jode en nie Jode een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak, het hy in homself die twee Jode en nie Jode tot een mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen tot een liggaam verenig. En toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. En deur hom het ons almal Jode en nie Jode deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af, julle is nie meer bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys tot 'n heilige tempel vir die Here.
en wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Geliefdes, die opstanding uit die dood uit aan die einde van tyd, of dit is in hierdie lewe waar ek en jy sou sterf, of as die Here weer kom, is 'n gegewe, dit kom van God. Dit is nie 'n hopelose situasie. Maar wat 'n hopelose situasie na lyk soms is, die feit dat mense ons sukkel om in hierdie tyd, terwyl ons lewe in en deur die krag van God se Gees, geestelik op te staan en te lewe na die hart van ons Here in gehoorsaamheid, in liefde, in barmhartigheid, getrou aan ons Here. Nie omdat ons eendag die ewige lewe wil hê nie, maar totdat die tyd kom en ons hier klaar maak. Dit gaan nie oor die redding aan die einde van tyd nie, dit gaan oor nou, geliefdes. Dit gaan oor die nou in ons lewens, om nou naby aan die Here te leef. Hy praat hier van ver en naby, om as ver tot naby aan hom te leef. Dis die belangrike. Die Here van harte lief te kry. Waar hy kom en sê, julle is my kinders, en ek antwoord en sê, u is my Here, en ek het u lief. Ek het u waaragtig diep lief. Ek dink sommer net aan Jakobus en ek dink aan 1 Johannes 3, Jakobus 2. Die werke red nie, geliefdes, maar die werke getuig of ons werklik kinders van die Here is. Jakobus sê baie duidelik, kom ek wys jou, werke van geloof, en ek wys jou hoe lyk werke sonder geloof. 1 Johannes 3 vers 18 sê, geloof is nie net lippetaal nie, maar word in daad en opregtheid gewys. Efesiërs 3 net hierna, van vers 14 af, kom hy en hy sê, Paulus sê hier, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, sodat, ek bid, sê Paulus, ek bid dat hy deur sy Gees ons die krag sal gee om innerlik sterk te word, sodat God se Gees in liefde in ons hart sal opstaan en ons gegrondves sal wees, in wortel en tak deel sal wees van die hart van ons Here. Hy sê daardeur sal jy in staat wees om te begin verstaan iets daarvan, hoe ver, hoe diep, hoe wyd die liefde van ons Here Jesus Christus strek. Hy sê in vers 19 van Efesiërs 3, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag in ons werk, sal ons oneindig meer kan doen as wat ons bid of dink. Jy sien, geliefdes,
Die daad van liefde gebeur wat tussen twee mense gebeur, al is hulle vreemdelinge van mekaar. Die daad van liefde lê nie in die kapitalisering van dinge in jou hande nie, met ander woorde pakkies of almoese nie. Die daad van liefde lê daar, waar ek vir jou niks fisies kan gee in geldwaarde nie, wat daar vir jou kan wees in liefde. Dit laat my so dink aan die gedeelte in Handelinge 3 vers 1 tot 7 waar die siek man lê by die poort of by die tempel, kan nou nie onthou by die poort of die tempel, maak nie saak nie, pilaargang van Salomo. En dan stap Petrus en Johannes verby op pad tempel toe, en dan roep hierdie man, hy sê, het julle nie vir my iets nie? En dan stop Petrus en hy kyk na hom en hy sê, ek het nie vir jou iets nie, maar wat ek het, is my hart. En die hart van die Here. Staan op in sy naam en gaan huis toe. En die man kon nie opstaan nie. Want die man was afhanklik gewees van die almoese van die lewe. En nie van God nie. Hy lê as te ware buite die tempel, verwerp. Mag nie eers ingaan nie. Hy kan net eers ingaan as hy gesond is. Wat my so dink aan die COVID-tyd. Jy mag nie kerk toe gegaan het nie, want jy was siek. Terwyl die kerk juist die plek is vir hulle wat siek is. Geestelik, emosioneel of fisies. Nietemin. En dan stap Petrus na hom toe en hy vat hom in die hand en hy help hom op en dan staan daar en hierdie man het van sy voete af na sy enkels deur sy knieë tot by sy heupe sterk geword tot waar hy die Here kon prys en jubel in sy naam. En om jy verstaan, op daai oomblik verloor hy al sy inkomste, want hy het geld verdien deurdat hy siek was. En moet hy sy lewe van voor af begin bou. Liefdes, die woord verwondering is 'n kosbare woord. Dis die plek waar geloof en ongeloof ontmoet. Waar ek kan nie glo, verander en ek glo. Waar verwondering die ontmoeting is, waar jy die asem van die Here inasem en sê, ek kan dit nie glo nie, maar ek glo dit. Die Here wys nou vir my 'n prentjie. Ons het al almal 'n veldbrand gesien. Ek weet nie wie van u was al in een nie. Dis baie sleg. Jy kan nie sien nie, jou oë traan, jou daai hitte is iets verskriklik. Jy sukkel om te oorleef. En dan kom die wind. Die gesonde wind, as ek dit so kan sê. Nie die wind wat die vuur en die rook dryf nie, die slegte wind nie, maar die goeie wind kom op 'n stadium en hy kom en hy blaas teen hierdie vlamme in. En hy blaas die rook weg. En die vuur blus. En al wat oorbly is die skoon veld wat skoon gebrand is, swart gebrand is. En agter jou die veld wat nie gebrand het nie. En alles is met een skoon en jy kry asem. En as die reën kom, was hy die roet af.
En beide die gebrande veld en die veld wat nie gebrand het nie, begin met nuwe lewe. Liefdes, verwondering is die gesonde verwondering is die plek waar God se gees en jou gees ontmoet. God se asem een word met jou asem en jou asem een met die Here. Jou gees een met God en God se gees een met jou, met ons. En ons begin lewe na die hart van die Here. En dan kom hy en hy sê, deur sy gees het ons vrye toegang tot die Here. Die kerk, ek, geen ander persoon is jou toegang tot die Here. Ons kan vir mekaar bid, ons kan as intercessors intree vir mekaar. Maar ek en geen kerk is die toegang nie. Geen wette kan bepaal nie. En is nie bedoel om uit te sluit nie, maar om nader te trek. En dan kom hierdie gedeelte en hy sê, jy is nie meer ver van God nie. En ek sê vanoggend vir u wat daar sit en jy voel, jy is verwyderd. God sê jy's deel van sy huisgesin. Maak nie saak wat sê 'n kerk op wie vir jou nie. Jy is deel van die huisgesin van God, want God sê so. Hy sê hier, julle is die gebou wat ek wil oprig met Jesus Christus as die hoeksteen van julle lewe. En julle sal verrys tot 'n heilige tempel, tot eer van God. En die Here sal kom en ons opbou, jou opbou, om 'n geestelike huis te wees, waarin sy gees woon. Ek dink sommer, terwyl ek so hier lees, aan 1 Korintiërs 3, vers 16, weet julle nie, dat julle die tempel van God is, en dat sy gees van God in julle woon nie. As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf. Want die tempel van God is heilig. Die tempel is julle, is ons geliefdes. Hoor u? Hoor u? Kom ons hou op om in verwondering te lewe in die sin van ek kan dit nie glo nie. En raak die verwondering, ekskuus geliefdes, u moet maar verskoon. Die Here is vanoggend besig en ek moet waak dat ek nie goed sê wat ek nie moet nie, maar in elk geval, daar's baie op my hart. Romeine 11 vers 16 en ek sluit hiermee af, anders gaan ek u besig hou tot vanmiddag se geleentheid. Wanneer ons 'n tempel van die Here is, as die eerste stuk deeg aan God gewy is, dan is ook die res van die deeg aan hom gewy. As die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke van die boom gewy aan die Here. Party takke is uitgekap en jy 'n wilde olyf is tussen die ander takke op die makolyf geënt. En so kry jy deel aan die lewenssap, die vrugsap van die makolyf se wortel. Moet jy nie bo die ander takke verhef nie. Moet jy nie verbeel jy's iets nie. Dit is nie jy wat die wortel dra nie. Die wortel dra jou.
Dis nie die boom wat die wortel regop hou nie, dis die wortel wat die boom regop hou. Jy sal wel sê, takke is uitgekap sodat ek ingeënt kan word. En dis waar. Hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. En jy is daar ingeënt omdat jy glo. En moenie daarop hoogmoedig wees nie. Hou rekening met God. Want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. Let dan op die goedheid en die strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Want dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. As God jou uit die wilde olyf waar jy van nature behoort, kon uitkap en teen jou natuur in die makolyf kon end, hoeveel te meer sal hy die maktakke op hulle ou boom end. Is dit nie mooi nie? Dieselfde tak wat uitgesnoei word, kan weggegooi word. Maar dieselfde tak wat uitgesnoei word, kan reggesnoei word en weer teruggeënt word. Liefdes, ek sluit af hiermee. Kom ons gaan leef die verwondering eerder van waar God se gees en ons gees mekaar ontmoet en een word. En ons gees een met die Here. Hy het opgestaan, ja. En hy gaan weer kom eendag, ja. Kom ons leef in die naam van die Here. Het sy gees in ons totdat hy weer kom. Kom ons gaan wees iets van 'n tikkie hoop in hierdie wêreld. Amen. Liefdes, ek het 'n spesiale versoek vir oggend, en my versoek is dat ons saam sal bid vir elke kind in hierdie wêreld wat deur verskeie omstandighede gaan. Party kinders is in oorloë gewikkel, verskillende oorloë van bende af, bende geweld, tot by oorloë soos 'n oorlog met bomme en masjiengewere en vliegtuie. Maar soos baie ook gewikkel in die oorlog van die lewe. Die kinders kry swaar en dan is daar ander wat siek is. Ons bid ook vir elke ouer wat in hierdie omstandighede probeer om ouer te wees. Vanoggend wil ek vra dat julle ook saam met my sal bid vir ons kleindogter wat ons siek is, redelik baie siek is en in die hospitaal is, maar so is daar ander in die hospitaal. Ek sien gesinne sit in hospitaalkamers oor Paasfees. Paas, maas, 'n klomp kinders, klomp ouers. Party hele gesinne, 2, 3 kinders in 'n hospitaal vertrek. Hulle daar ingetrek vir die naweek, of totdat hulle kinders gesond word. En ons weet dat kinders die belangrikste is in God se koninkryk, en kom ons bid vir hulle. Kom ons dra elke ouer en elke kind op, maar ook so elke mens in hierdie lewe wat 'n kind van die Here is. En dat hulle wat dit nie is nog 'n ontmoeting met die Here sal hê. Kom ons prys ons God saam in hierdie dag. Here, dankie dat ons vanoggend kon stil word, dankie dat ons kan saam bid. En dankie Here dat ons hierdie gedeeltes vanoggend kon hoor en dit wat U met ons elkeen wil praat. Dankie Here dat U ons elkeen aanraak, dat U ons liefhet. En Here, maak ons deel van U vrugsap, maak ons deel
van U, Here, dat ons hierdie ontmoeting met U sal hê, 'n lewende, kragtige ontmoeting met U sal hê. In verwondering, in die sin van dat ons gees een word met U gees en U gees een met ons gees. Dat wanneer ons by mense was, hulle in verwondering sal wees, wat het nou net gebeur? En sal besef, die Here het hulle aangeraak, omdat die Here ons aangeraak het. Ons as gestuurdes, Here, is eintlik maar net aangeraak, wat soos hier Efesiërs gedeelte sê, julle was maar eintlik net soos die ander vol sonde. En ons gaan nog baie foute maak, en ons gaan U teleurstel, Here. Maar dat ons nie 'n teleurstelling vir U sal bly nie, maar eerder sal lewe soos kinders van U. Dat U die hoeksteen van ons lewens sal wees, dat ons sal oprys as 'n heilige tempel, waarin U Gees self woon. En dat ons hierdie heilige tempel nie sal verlaat, en dat ons Gees hierdie tempel nie sal verlaat, en dat ons hierdie tempel nie sal beskadig deur oneervolle goed te doen nie. Mag die woorde van ons mond en die gedagtes van ons hart vir U aanneemlik wees. Deur die krag van U Gees, gee ons die krag om op te staan in U naam in hierdie lewe te begin lewe, soos kinders van U. Dankie dat U ons kleintjies aanraak, al die ou kindertjies. Dankie dat ons hulle na U toe kan bring, in die Gees en in waarheid, en dat U elkeen op die skoot tel en omhels en seën en lief het. Dankie dat U ons ook so lief het, want ons is eintlik maar almal net kindertjies. Amen. Liefdes, 'n geseënde dag vir U. Ek praat so 'n bietjie later weer met U in vanmiddag, so na 3. Mooi dag vir U. Amen.